Ons gaan vandag in Palm Sondag in beweeg en dit is 'n baie belangrike tyd vir ons as Christene. Nou, ons as gemeente wil die woord van die Here hoog ag, so daar is skrif wat op die bord gaan wees, maar die groot skrifgedeelte wat ek uit gaan bedien, gaan nie op die bord wees nie. So, as jy jou Bybel het, dan asseblief gebruik jou Bybel. As jy nie 'n Bybel het nie, steek jou hand op, ons het nog 'n paar Bybels daar agter wat rond wag vir 'n baas om gebruik te word deur die diens. En as jy dalk nie 'n Bybel het nie en jy kort 'n Bybel, is jy welkom om ook 'n Bybel te vat. So wie kort 'n Bybel wat graag saam wil lees? Hande opsteek, dat ons weet. Almal Bybels. OK. Ons verkies dat julle nie van fone af lees nie, want as daai eerste WhatsApp deurkom, dan is daai boksie weer oop en jy is nie meer hier saam met ons nie. So asseblief, steek julle hande op of staan op en gaan kry 'n Bybel. Niemand gaan jou snaaks aankyk rondom dit nie. So Vrydag aand, middag laat. Ek wil graag op 'n plek wees wat ek 2 weke vooruit die dienste kan op beplan wees. En weet, okay, waartoe werk ek? Wat se skrif gaan ek doen? En dat die Here met my kan werk. Ek wil nie gejaag wees in voorbereiding vir die woord nie. Maar die hele week sukkel ek om by die woord uit te kom, om voor te berei vir dit. En Vrydag aand vra Chrisaan vir my, wanneer is Palm Sondag? En ek besef, dis die Sondag. En ek sê dit, Here, U moet my help, want wragtig, ek sê wel, hoe gaan ek hierdie in die kalender sit? Ek moet 'n plan kry dat ek vroegtydig herinner word, want omdat hierdie datum so rondskuif, is dit nie 'n vaste datum wat 'n mens kan vasmaak nie, maar ek wil werklik voorbereid wees vir hierdie, want hierdie is vir ons nie net as gemeente nie, maar as Christene 'n baie, baie belangrike tyd. En ek besef toe in daai oomblik hoe afhanklik ons moet bly van die leiding van die Heilige Gees. Hoe sensitief ons moet bly. Want ek het klaar goeders wat ek voorberei het vir hierdie Sondag. Nou ek was nie 100% al reg nie, maar ek het 'n plan gehad vir die Sondag. En die Heilige Gees kom en hy kom verander dit. En ek moet besluit om te sê, Here, gaan ek gehoorsaam wees of gaan ek nie gehoorsaam wees in dit nie. So nou het ek 'n vraag wat ek vir julle wil vra, wat is Palm Sondag? En wat ek vir my uitstaan, is dat Palm Sondag is die begin van die einde van die plan wat God in aksie gestel het, die dag toe die mensdom gesondig het in die tuin van Eden. God het daai dag 'n plan in aksie begin stel vir die versoening tussen God en mens. Jesus is daai plan. Jesus is daai persoon wat dit kom regstel. So in Genesis 3 vanaf vers 15 lees ons die eerste, hoe kan ek sê, nou het ek die woord vergeet. Wat noem 'n mens dit nou, man? Sê weer? Belofte, ja. Eerste belofte, dit is, daar's nog 'n ander woord. Wat is dit? Profesie. Ek kan nie nou onthou nie. Okay. Profesie. Wat God gaan kom doen. En die belofte wat hy sê in die skrif, in Genesis 3 vanaf vers 15. En hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Hierdie is die eerste profesie wat wys na wat gaan moet gebeur met Jesus. En God sê dit in die tuin van Eden. 4000 jaar plus minus voordat dit tot vervulling gekom het. Hierdie is een van baie profesieë wat tot vervulling gekom het met Jesus. En ons gaan na 'n paar van hulle kyk. So die skrifgedeelte wat ons uit gaan bedien vandag is in Lukas 19 vanaf vers 29 tot 44. En ek wil graag hê julle moet julle Bybels oopmaak daarso. Lukas 19 vanaf vers 29 tot 44 en ons gaan die gedeelte dan lees en dan dit oopbreek soos wat ons dan aangaan. Lukas 19 vanaf vers 29 tot 44.
Okay. En toe hy naby Betfage en Betanie kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê: "Gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n eselvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê: die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle: "Waarom maak julle die vul los?" En hulle antwoord: "Die Here het hom nodig." Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hul klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle hul klere op die pad. En toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor die kragtige dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê: "Geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemele en heerlikheid in die hoogste hemele." En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom: "Meester, bestraf u disippels." En hy antwoord en sê vir hulle: "Ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep." En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween en gesê: "As jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek, want daar sal dae oor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die aarde ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie." Here, baie dankie vir die woord. Dankie vir die voorreg wat ons het om die woord te kan lees. Here, dankie dat u woord bewaar en dat ons dit nou kan lees. Ek vra dat u ons sal lei in die woord. Ek vra dat u ons insig sal gee in die woord. En Here, ek vra dat u Heilige Gees met elke persoon hier so sal praat vandag. Dat ons werklik hier uit sal stap. Nie met inligting nie, maar met iets wat ons prakties kan toepas in ons lewens. Ons loof en ons prys die groot en almagtige naam. Amen. So, ek het 'n kaart opgesit, wat julle net gou na kan kyk. So dit is hoe Jesus in Jerusalem ingekom het. So van Betfage af, sien jy daar's die eintlik Betanie, dan Betfage, sien jy dan die tuin van Getsemane wat ook by die Olyfberg is, en dan is die Kidron Valley wat daar voor Jerusalem verbyloop, en dit is waar hy dan nou in die tempel ingegaan het. So ek het 'n paar vrae wat ek net wil vra. Hoekom is Palmsondag belangrik? Hoekom is dit vir ons belangrik? Of is dit dalk nie vir jou belangrik nie? Want soos wat ek in hierdie gedeelte werk, is daar soveel dinge wat vir my uitkom en uitstaan. En ek vra, Here, wat wil u vir die gemeente oordra vandag? Dat ek nie net vir julle met inligting bombardeer en daar's geen toepassing wat julle uit dit uit kan vat nie. Maar Here, wat is u plan vir dit? En wat vir my werklik uitgestaan het, is hoe Jesus in Jerusalem ingekom het. Ons trek nou al hoofstuk 5 van Johannes, soos wat ons deur Johannes werk, en ons het in daai gedeelte gesien, hoeveel het Jesus al geloop. Nou dit sou baie makliker gewees het, as hy 'n donkie of 'n perd of iets gehad het om mee te ry, maar Jesus het oralste waar hy gegaan het, geloop. Behalwe met die geleentheid. Hy sê, gaan kry vir my 'n donkie. 'n Vul van 'n esel in, wat niemand al opgery het nie. Nou, om 'n donkie of 'n perd of 'n pony of wat ook al dit mag wees, vir die eerste keer op te klim, wat nog nooit opgery was nie. Dis nogal iets interessants om te sien. Hy het nie mooi gepraat met die donkie en allerhande oulike dinge nie. Hy het gesê, bring dat hy klim. En ek sien iets van wie God is. Hy is tot in beheer van diere.
Hy is in beheer van die natuur wat hy geskaap het. Maar hy kies 'n donkie. Hy kies om op 'n donkie in te kom. En die disippels gooi hulle klere en hulle palmtakke voor hom neer. En ek besef werklik, God se koninkryk is onderste bo. Hierdie maak nie vir my sin nie. Geen koning of president of gesagsfiguur wat ek van bewus is, het al ooit homself so aangekondig nie. Hy kom op 'n donkie in. So voor enige moderne vervoer daar was, het hulle perde gebruik. 'n Koning het op die grootste en die sterkste perd gery. Dit is hoe hy homself aangekondig het. As hy 'n stad oorwin het, het hy ingekom met krag en mag. En 'n perd was 'n groot invloed van dit gewees, om sy gesag en autoriteit te wys. Jesus kies 'n donkie. Nou, ek het nooit regtig donkie gery nie, maar ek het pony en perd gery. So toe ek begin ry het my pa vir my 'n pony gekry. Sy naam was Sagrys gewees. En daai pony was 'n interessante ding. Nou 'n donkie is nog meer harregat en vol stories as 'n pony. Maar daai pony, ons het op die grondpad gebly. Hy was so 5 kilos lank en ek kon lekker resies jaag met daai perd, maar ek kon net resies jaag as ek huis toe ry. Ek kan nie resies jaag na enige ander rigting nie, want dit het nooit goed uitgedraai nie. So van my vriende het nou al geweet wanneer hulle my moet duis. Hulle kon nie daai pony wen nie. Daai pony, hy het gewikkel. En ons sal so plat om die draaie gelê het en dan skuur my voete so in die grond en ek was nie groot gewees nie. So daai pony kon. Maar as ek nie huis toe ry nie, dan kon daai pony my ook gooi en ek kon nie gesit het nie. En dan moet ek stap. En dan stap ek ver en alles is stikkend. En dit is wat ek besef het van 'n pony, is daai goeters is baie vol stories en baie anders. Maar Jesus klim 'n donkie sonder geen probleem nie. En hy ry hom in. Maar het julle al 'n volwasse man op 'n pony of 'n donkie gesien? Dit lyk nie goed nie. OK. My pa hulle bly in Botswana. Toe ons op skool was, as ons in Botswana aangery het met my jongste sussie, dan begin sy die donkies tel. En dan voordat ons in Maun uitkom, dan trek sy oor die 2000 donkies wat sy langs die pad sien. So jy sien donkies oralste daarso. En dit lyk baie snaaks as 'n volwasse man op 'n donkie ry. Dit lyk nie goed nie. Maar Jesus kies om 'n donkie te ry in sy triomferende intog in Jerusalem. Jesus doen dinge anderste as wat ek en jy dit sal doen. God gebruik dit, as ek daarna moes kyk, sal ek sê, wragtig, daar is daar maar, ek dink ons sou vir hom gelag het. Ek dink die Fariseërs en die Sadduseërs het vir Jesus gelag, toe hy op 'n donkie inkom, en hulle gooi hierdie palm uit net, jy, koning, wat, dit maak nie, hierdie maak nie eers sin nie. Maar Jesus doen dit op daai manier. Ek het 'n foto opgesit wat ek net vir julle wil wys, hoe dit lyk wanneer 'n koning aangekondig word, King Charles. Hulle het vliegtuigs wat oorvlieg en 'n skou maak, en julle kan gaan kyk na dit. Dis op die internet vasgevang wat jy na kan kyk, hoe lyk dit as 'n koning ingehuldig word? Maar Jesus het nie so ingekom nie. Geen president, niks kom in soos wat Jesus dit gedoen het nie. Dis net sy disippels wat hulle klere en palmtakke voor hom neergooi. En die skare wat 10-1 lag en kom kyk en sê, wat is die ou mee besig? Hulle verstaan nie wat die Here mee besig was nie. Ek besef dat hierdie is die begin van die moeilikste gedeelte van Jesus se bediening. Vandag was die moeilikste dag wat Jesus op moes staan. Een van die moeilikstes. Om te weet, van nou af,
lei hierdie na een rigting. En dit gaan nie goed vir my uitdraai nie. Dit gaan seer wees, dit gaan hard wees, maar dit gaan die moeite werd wees. In hierdie gedeelte dink ek, hoe kyk hierdie mense na Jesus? En ek besef dat die duiwel wat al van die tuin van Eden daar was, het nie geweet wat is God se plan nie. Die duiwel het gedink, hy is besig om die pad reg te maak vir die oorwinning van sy plan en sy idee. Die duiwel het nie geweet wat vir hom kom nie. En meeste mense het ook nie geweet nie. Daar is 'n paar wat geweet het, daar is 'n paar wat dalk gewonder het in die Nuwe Testament wat ons van kan lees. Maar daar is een wat ek met uitdruklikheid kan sê, het geweet, en dit was Johannes die Doper. Toe hy Jesus sien aankom, toe sê hy, daar is die lam van God. Hy het geweet. Jesus gaan iets kom doen wat net God kan doen. Die Fariseërs en die Sadduseërs het dit nie geweet nie. Want as hulle geweet het, as hulle bewus was, sou hulle dalk anderste opgetree het. Daar's 'n paar in die Ou Testament ook, en dit is waar profeseë vandaan kom. Dit is wat Jesus kom vervul het. En een van daai profeseë kan ons sien in Sagaria 9 vers 9. Die van julle wat julle Bybels het, kan soontoe blaai, anders is dit op die bord, want dit vat partykeer 'n rukkie om daar uit te kom. Sagaria 9 vers 9. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Nederig en hy ry op 'n esel, op die jong esel, die vul van 'n eselin. Hierdie is meer as 400 jaar geskryf voor Jesus gekom het. God het aan mense wat hy toevertrou het, waarhede oorgedra, wat vasgevang is, en ons kan terugkyk en sê, prys die Here vir die plan en die doel en die rigting wat hy vasgelê het van die begin af. Maar ek het nou vir jou 'n vraag. Is jy bereid dat God in beheer is van hoe en wanneer? Nou wat bedoel ek daarmee? Is jy bereid dat God in beheer is van hoe dinge gaan uitdraai vir jou en wanneer hy wil hê dinge moet gebeur? Is ons bereid dat die Here in beheer is van ons lewens? Of wil ons elke keer beheer vat en sê, Here, ek wil dit so doen, ek wil dit so hê? Of sal ons toelaat dat die Here sê hoe dit gaan gebeur en wanneer dit gaan gebeur? Kan jy waar jy nou sit, Jesus vertrou in die donkerste tyd wat jy jouself kan indink, om te sê, Here, U het 'n plan. Ek weet nie hoe nie, maar nie my wil nie, U wil. Ek vroeg die afgelope 2 maande met keuses wat ons moet maak as gemeente, en ek praat met Jan en ons sê, Here, ons vra vir U vir wysheid en insig, hoe gaan alles lyk, hoe werk alles? En ek ry en ek sê vir die Here, ek kom op 'n plek en ek sê vir die Here, Here, ek moet teen volgende week moet ek besluit. Ek moet 'n keuse maak. So ek gaan my beste inligting het wat ek vat en ek gaan 'n keuse maak. So as U moet praat, as U nie praat voor dan nie, dan gaan ek nou nie verder reageer nie. En ek is herinner aan Saul wat gesalf is as koning. En Samuel sê vir hom, wag vir my voordat jy gaan oorlog maak teen die Filistyne, dat ek kom, jou salf en 'n offer bring voordat jy in oorlog gaan. En Samuel vat te lank vir Saul. En Saul sê, ek gaan dit self doen. Toe Samuel daar aankom, toe sê hy vir hom, wat jy nou gedoen het, veroorsaak dat jy nie koning meer kan wees nie. En ek besef en ek sê, Here, ek wil nie vir U sê
hoe dinge gedoen moet word nie. Ek wil wag vir U. Is daar goeders wat jy in jou lewe moet kan uitfigure en uitsorteer? Die Here gee vir ons 'n gesonde verstand om te sê, help my, of hoe kan ek hierdie doen? Maar daar is belangrike keuses wat ons nie net in moet jaag nie. Keuses wat nie net ons toekoms bepaal nie, maar ander mense se toekoms bepaal in die rigting waarin die gemeente moontlik kan beweeg. En vir sulke goeders kan ek nie sê, ek sit 'n ultimatum vir die Here, en as hy nie daarby uitkom nie, dan gaan ek my eie ding doen. Die Here gaan net daar bly. Ek gaan beweeg. En ek gaan in 'n rigting beweeg wat hy nie is nie. Is jy bereid dat God beheer hoe en wanneer elke situasie in jou lewe moet uitspeel? Wat ek besef is dat ons wil te graag in beheer wees van alles wat ons doen. Ons moet oorgee aan die plan en die wil van die Here en nie ons eie plan en wil nie. In vers 38 lees ons dat Jesus se disippels begin sing en hulle loof en prys die Here, en die Fariseërs sê vir hom, gaan jy nie jou disippels bestraf nie? En hy sê vir hulle, as hulle nie sing nie, as hulle nie loof en prys nie, sal die klippe dit doen. Ek wonder hoe sou dit geklink het as hulle almal toe net stil gebly het in daai oomblik. Want ek glo dat die Here daai waar sou laat word het, dat die klippe sou uitroep en hom loof en prys. Ek glo dit werklik, want dit is wat Jesus gesê het sal gebeur. Toe Jesus Jerusalem sien, toe stop hy en hy ween en hy's hartseer. Hoekom is hy hartseer? Is hy hartseer vir wat hy nou deur moet gaan? Waaroor is hy hartseer? En ons sien in vanaf vers 42 tot 44, wil ek dit net weer vir ons lees, dat ons net recap van wat daar staan. 42 tot 44. 42 tot 44, ek moet net by die regte gedeelte uitkom. Okay. En gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit van jou oë bedek, want daar sal dae oor jou kom, dat jou vyand 'n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders, nou hierso jou, praat hy van Jerusalem as die stad. Hy sê, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstigste tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. So hy praat hier van Jerusalem as die stad, wat gaan gebeur met die mense in dit, en hy sê ook, hulle sien nie die gunstigste tyd, wat die Here vir hulle gebring het nie. Hierdie gedeelte praat van wat nou net gebeur het, waar Jesus besig is om sy intog te gee in Jerusalem in, en hy praat ook van die verwoesting van Jerusalem, want 70 jaar AD plaasgevind het. Toe is die hele Jerusalem, die tempel, alles is verwoes deur die Romeine. Hulle is omsingel en hulle is verwoes. Daar het niks oorgebly van hulle nie. Toe ek hierdie lees, toe vra ek vir myself, het die Jode die vermoë gehad om te weet dat Jesus die Messias is? Wat dink julle? Dink julle hulle kon weet, sonder dat die Heilige Gees dit aan hulle moes openbaar? Dink jy hulle het die vermoë gehad om te kon weet of Jesus die Messias is of nie? Ek glo hulle kon weet. Want ons gaan na 'n gedeelte nou kyk, wat my baie opgewonde maak. Nie net vir dit wat gebeur het nie, maar net om te weet dat die Here is besig, en die Here is in beheer, en die Here het 'n plan, en ons verstaan dit nie altyd nie, maar die Here is goed, die Here is getrou, en hy wil hê dat sy plan, hy gaan sy plan tot vervulling laat kom. Niks gaan dit stop nie. Nie ek of jy gaan sy plan stop vir wat hy wil doen nie. So lees saam met my in Daniël 9 vanaf vers 25. Daniël 9 vanaf vers
25. Nou, voordat ons daai gedeelte lees, hierdie is vir my so 'n interessante gedeelte en ek het nie genoeg tyd gehad om alles in dit te spandeer nie, maar in Daniël 9 kom Daniël agter dat deur die bestudering van die woord, hoe lank gaan die Israel of die Jode in ballingskap wees in Babylon. OK. Dit is in Jeremia vir hom uitgesit en wat die Here gepraat het en gesê het, hoe lank gaan hulle in ballingskap wees. En toe hy tot daai besef kom en hy sien die Here is besig met iets, toe verskyn die engel Gabriël aan hom en hy deel met hom iets wat hy hier vasgevang het in Daniël 9 vanaf vers 25. Lees saam met my. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herbou en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n fors, 'n 7 7-talle en 62 7-talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. So wat Gabriël hierso vir Daniël sê is dat vandat die woord uitgaan dat Jerusalem herbou moet word, kan jy begin tel om te sê 7 7-talle en 62 7-talle. So hulle dinge het 'n bietjie anders te gelyk en anders te gewerk as ons en ek het daar somme 'n bietjie opgesit wat ons nou na gaan kyk. So ons werk in dekades, hulle 10 jare, hulle het in 7 jare gewerk. So as ek nou my somme reg het, die opdrag is gegee om Jerusalem te herbou in 445 voor Christus. Dis die opdrag gegee dat Jerusalem herbou moes word. Nou daar's baie konflik rondom dit. Hulle wou nie gehad het dit moes alles gebeur nie. Die mense wat toe in Jerusalem was, wou nie gehad het dat dit herstel moes word nie, maar dit is wanneer die opdrag gegee is. En daar's slimmer mense as ek, wat ek julle sal sê wie hulle was, wat hierdie somme gaan doen het en hulle het uitgewerk dat dit was in die maand van Nisan in die Joodse kalender, maar dit kom neer op daai tyd 14 April wat daai datum neergekom het. Nou hulle het dan hulle jare in 7 opgedeel. So as jy die 7 jaar vat en dan die 62 jaar, kom dit uit op 69 weke wat 69 jaar weke, jare. Maak dit sin wat ek sê? So wat ek dan gedoen het is 69 maal 7, want dis hoe hulle jare of 7 uitgesit het en dit kom neer op 483 jaar. Hulle kalender het gewerk op 360 dae. Dis hoe hulle kalender gewerk het. Dit het op die lunar cycles gewerk, nie op ons kalender soos wat ons dit nou het nie. So hulle het op 360 dae gewerk. So as jy daai 483 vat, jy maal dit met 360, dan kom jy op 173.880 dae uit. So as jy vandat die opdrag gegee is, wat jy in die skrif kan kry, daai datum vat tot wanneer Daniël sou sê Jesus of die Messias, die Engels praat spesifiek van die Messias en die Afrikaans die gesalfde, wanneer hy Jerusalem in sou gaan, is dan 9 April 32 AD. So daar is slimmer mense as wat ek wat na al hierdie somme gaan kyk het en hulle het bepaal dat dit die dag was toe Jesus gekom het om Palmsondag in te stap in Jerusalem in. 9 April 32 AD. Nou, daar is mense wat die man se somme betwyfel en van hulle sê hy is dalk uit met 2 dae, van hulle sê hy is uit met 'n jaar. Dis die ergste wat hulle kon kom om te sê hy is uit met 'n jaar. So as hulle uit was met 'n jaar, besef ek as die Jode werklik nie besig was met nonsens en om mense te bestraf wanneer hulle op 'n Sondag iets doen wat hulle nie moet doen nie, of op die Sabbat, nie op die Sondag nie, iets doen wat hulle nie moet doen nie, en regtig tyd spandeer het in die woord, dan sou hulle baie naby kon kom om te weet wanneer hy sou kom en hoe hy in sou kom. Dan het hulle dalk na Jesus se intog op 'n donkie anders te gekyk as om daaroor te lag. En ek besef, ek wil nie die tyd mis wat die Here bepaal nie.
Ek wil nie so besig wees met allerhande ander dinge, dat ek nie sien wanneer die Here iets in my lewe wil doen, of wanneer hy 'n plan het nie. Nou ons kan nie hierdie gebruik vir die tweede koms nie. OK, die skrif is duidelik en hy sê, geen mens weet nie, net die Vader weet, wanneer dit gaan kom. So moenie nou in die skrif gaan soek en sê, hoe kan ons hierdie ook toepas nie? Daar is goeters wat ons net nie gaan weet nie, en ons moet okay wees daarmee. Nou die man wat hierdie opgetel het in die skrif, was 'n man met die naam Sir Robert Anderson. En hy het gelewe vanaf 1841 tot 1918. En hy het hierdie somme gaan doen, en dit vasgevang. Dat ek en jy verwonderd kan staan, oor hoe die Here besig is, dat hulle amper tot op die dag sou kon weet, moontlik tot op die dag, en ons kan nie met sekerheid sê nie, maar eendag gaan ons, dis 'n vraag wat ek gaan vra, hoe akkuraat was hierdie man gewees, maar dat ons werklik kan sien, dat die Here se hand is in die hele skrif, en die Here se hand is in jou lewe. As jy gered is, het ek 'n vraag vir jou. Bestuur jy jou lewe, of laat jy toe dat die Here jou lewe bestuur? As jy die Here nie ken nie, het ek vir jou 'n vraag. Hoe gaan dit met die selfbestuur van jou lewe? Hoe lyk dit wanneer jy in beheer is van jou lewe? Is jy nie bereid om dalk te sê, Here, wys my wie U werklik is nie. Nie wat sê godsdiens, of wat sê my ouers, of my ooms of tannies, of hond of kat nie. Wie sê U is U, en openbaar U aan my? Want hy wil homself aan ons openbaar. God het presies 'n plan gehad met Jesus. Jesus was gehoorsaam aan elke opdrag wat God vir hom gegee het. As ons God toelaat, wil hy sy plan laat plaasvind deur jou lewe. Ek glo dat elkeen van ons is gemaak vir die tyd wat ons onsself in bevind. Ons is nie buite die tyd wat die Here gemaak het, gebore nie. Die Here het 'n plan met elkeen van ons. Gaan jy toelaat dat die Here jou voetstappe rig? Of gaan jy toelaat dat jy of mense of gevoelens jou rigting lei en jou rigting wys? Want ek kan vir jou waarborg, as die Here nie jou rigting gaan wys nie, en die Here nie jou in die rigting gaan vat wat hy jou in wil vat nie, gaan dit nie goed uitdraai nie. Jy mag dalk met miljoene of biljoene sit, maar ewigheid sit jy sonder die Here, as jy dit alles self wil doen. Ons moet op 'n plek kom, om te sê, Here, ek is afhanklik van U, in alle opsigte. Wys my en lei my. Ek en jy moet nie alles probeer uitfigure nie. Daar is goeters wat ons nie kan uitfigure nie. Wat ek en jy moet wees, is gehoorsaam. Nie blindelings gehoorsaam nie. Gehoorsaam op die wete en die karakter van wie God is. Om te sê, ek het vir jou 'n plan. Ek het vir jou 'n doel. Ek is lief vir jou en ek wil jou gebruik tot eer en verheerliking van my koninkryk. Want sodra ons begeertes en ons wense neerlê en sê, Here, vat my soos wat U wil, verander my in U weë en wat U wil hê ek moet wees, is dit die lekkerste en beste plek wat jy jouself ooit sal by bevind. Wie is in jou huisgesin, wie is die gelukkigste onder die son? Die kinders wat nie weet wat aangaan nie. Die kinders wat nie besorgd moet wees oor die finansies of daar kos, hulle gaan dit aan. Kyk, as daar nie kos is nie en hulle kan 'n pakkie chips kry, dis dan vir hulle die lekkerste. Kan ons die Here vertrou dat hy vir ons omgee, soveel so
dat ons nie hoef te bekommerd te wees oor hoe dit lyk nie, maar net gehoorsaam wees aan hom en sy plan vir ons. Ek wil jou waarsku om nie in die pad te staan van dit wat die Here met jou wil doen nie. Laat eerder toe dat die Here die leiding vat in die pad wat hy wil hê jy moet stap.